Vir een en elkeen welkom aan die huis van die Here. Selfs as ek kan, prys die naam van die Here. Welkom aan die huis van die Here, my ouderling. Ek groet julle in die oorwinningsnaam van die Here. Amen. As julle bly om te wees. Amen. As julle gelukkig om te wees. Amen. En hierdie koue dag het die Here 'n plan met ons lewe. Amen. Hy het 'n plan hoekom ons hier is vanmôre. Amen. Ek wil vanmôre saam met julle praat oor die ding wat ons elke dag deurgaan. Nie net maandag nie. Nie net dinsdag nie, nie net woensdag nie, nie net donderdag nie, nie net vrydag nie, nie maar saterdag, elke dag. Yes. Word ons 'n distrik is daar vir ons gestel, hulle noem dit temptation, versoeking. Maar hoor hoe hierse. Iemand wat weet as 'n kind 'n lekker kry, hoe opgewonde hy kind is. Hoor kom ons luister so met harte, gaan dadelik saam met julle na die skoolwoord toe. Maar die woord van die Here kom in die boeke van Jakobus, hoofstuk 1, vers 2. En dit lees as volg. Wat sê die woord? Ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoeking val. Halleluja! Wat sê hy? Ag, dit louter. Luister, hy sê 'n vreugde vir hom. Nee, 'n louter vreugde. Met ander woorde is 'n kind wat 'n lekker kry. Hy kan dus opgewonde. Jy, hier kom 'n versoeking. Jy prys die Here. Ek sien al hoe klap die Here vir my hande as ek die versoeking deurvat. Satan, elke dag is daar strukke vir ons. Elke dag. En daar was 'n moment gewees waar David geloop het op die balkon. En terwyl hy so geloop het, hy was bemoedig gelukkig gewees hy môre. Toe kyk hy so af, toe sy David besig net na maanstonde om vir skoon te was, om haar te reinig. Maar David se binneste kom 'n begeerte op om met sy vrou te slaap. En ander woorde, hy val in versoeking. Ja, pastor. David val in die versoeking in. Die heel eerste ding. Nadat David in die versoeking val, doen die navorsing. Hoor hoe mooi, wie se vrou is hy? As jy gehoor het as iemand se vrou, dan weet jy no limits. Dan weet jy, nou moet jy stop. Jy moet nie verder gaan nie. Jy moet afgesny. Jy kan nie wat nie, want dat is 'n ander man se vrou. Maar David sê, laat sy kom nie na my toe. Hy het 'n begeerte. Toe val David in versoeking in. En luister, wanneer sodra jy in versoeking geval het, sodra jy in die versoeking geval het, en jy soek nie hulp nie, dan gaan jy bly in die versoeking. Maar luister, David het die dag gelos nie. Terwyl David klaar geval het met hierdie vrou, besef hy het 'n fout gemaak. Hy kan enige vrou gevat het, maar hy het 'n getroude vrou gevat. Hy val in versoeking. Maar hoor hierdie ding, David kom tot bekering in sy bekering. Ja. En David besef, ek het 'n fout gemaak, maar hy sê, ek gaan nie bou op die fout nie, ek gaan dat hierdie fout herstel word. En hy gaan Psalm 22 na die Here toe. Hy sê, Here, skep vir my 'n rein hart, o Here, en dan leed in my binneste, 'n vaste gees. In ander woorde, David het 'n loste gees gehad. Die momentum wat die ding oor hom kom, toe David se gees beweeglik gewees. En David sê, Here, skep my 'n rein hart. En hy noem iets mooi. Hy sluit af, hy sê hierdie dinge, en neem nie die Heilige Gees van my af weg nie. Hy weet, as die Heilige Gees weg is van hom af, dan is hy dood. En ek het iets opgeleer. Daar kan 100 kerse in een vertrek is. En alle 100 kerse is dood. Dan bly hy vertrek donker. Hy het net een kers nodig. Net een. Alle 99 kerse kan dood is. Hy het net een kers nodig wat brand. Dan gee hy lig. Dan kan jy sien wie dit waar. En David komt het inkeer. En David besef, jy, ek het 'n fout gemaak. David het nie op die fout gaan bou nie. Luister, ons lyk mos die ding doen. Ons verkwaad, kwaad met kwaad. Vergeel kwaad met kwaad. Maar hoor gou hierse, David besef by homself, hoe jy nou dat ek nou gemaak. Hy het in 'n oorspel gepleeg nie. Hy sit die man
En hulle maak hom dood. Toe is daar twee dinge. Luister, sonde het 'n manier om wat te doen, om te baar. Sonde het 'n manier om te baar. Hoe meer jy sonde doen, hoe meer deposit jy mos in. En wat gebeur? Jy begin te baar. En daar is 'n tyd wat jy moet gee. En Dawid besef, ek is in die moeilikheid in. Ek is in die moeilikheid. Toe na wie toe gaan nie? Toe gaan nie na die Here toe. Want dit is eintlik net die Here wat sondes kan vergewe. Amen. Dawid het nie na iemand anders toe gegaan nie. Hy het na die Here toe gegaan en gesê, Here, ek het gesondig. Nou wat ons, as 'n mens sondig, dan wat maak dit? Dan ontbreek dit ons aan die heerlikheid van God. So die heerlikheid kan nie op ons toesak nie, want die sonde keer dat die heerlikheid nie op ons kom nie. En weet jy wat my so mooi is? Toe Dawid tot inkeer kom en sy stem laat staan, toe word daar gevegte gewen. Sonde maak dat jy verloor. Ongerechtigheid maak dat jy verloor. Dan speelt jy die blame game, né? Dan gee jy ander mense skuld. Dat is wel waar. Zodra jy verloor, gee jy ander mense skuld. Ek like 'n gedeelte wat die Here kom by. Hy sê vir Adam, wat is dat nou hier gehappen? Adam gee vir Eva skuld. Die vrou wat U my gegee het. So het U nie die vrou vir my gegee het nie. As sou ek in die ding gewees het nie. Hy gaan na die vrou toe. Die vrou sê as 'n slang. Ons lyk nie deel met die ding wat in ons gesien. As ek nie 'n fout gemaak het, moet ek deel met die fout en sê, ek het die fout gemaak, pastor, jammer pastor, suster, broer, jammer, stiek jy aan jou vrede uit en move aan. Maar jy wil ander mense blame. Vir jou mistake, wat jy weet het wat, maar nou wil jy, instead van kom uit die ding uit, gaan jy nog dieper in die ding in. En jy begin die blame game te speel. Hoekom was jy nie in diens nie? Nee, pastor het daar omgekom nie. Dit is 'n plan. Jy het vir pastor teks gestuur of gesê, ek wag vir u nie. Jy wil uit die ding uit kom, as jy gaan al in, as amper soos jy staan in klei grond, hoe meer jy vikkel, hoe dieper gaan jy in. Of in dryfsand, hoe meer jy vikkel, hoe dieper gaan jy in. Mag ons liewe so daai gebruik vir die woord. Hoe meer jy in die woord ontwikkel, hoe dieper gaan jy in die woord in. Maar hoe meer jy sonde doen, hoe meer jy ontwikkel, hoe dieper gaan jy in die sonde. En Dawid was sê, ek moet uit die ding uitkom. En Dawid is een van die magtigste konings in die hele woord. Hoekom? Hy het erken. Het Saul erken? Saul het erken nie. Saul sterwe. En hy gaat raadpleeg die heks van Endor. Maar wanneer jy bely en laat staan, God is getrou en verder. Maar hoor wat sê die woord? Ag, dit louter vreugde. Met ander woorde, as jy die vyand weerstaan het, dan voel jy lekker man. Jy voel goed man. Jy kan luister, as jy diens toe kom, dan het jy moet 'n testimony. Die Bybel sê die louter vreugde. Jy voel sommer lekker man. Nee. Ja, het toch gesê, koetjie, kom ons steel gewoon hy ding. Die baas so goed is hier. Jy sê, nee, ek kan sê skelm nie. Die Here sien nie, sien vir ons, en sien die baas nie, maar die Here sien vir ons. En jy stap weg, jy sê, daar kom die bediening, ek wil iemand bemoedig, vandag prys die Here, terwyl hulle wil hê, ek moet saam steel, ek is aan 'n koningskind. Luister, wat jy saam gesteel het, sê, jou kom hang. Jou kom hang, jou skelm, jy saam gesteel, jou kom hang. Maar dank God, halleluja. Bybel sê in Psalm, hier is 'n lift of your head. Jy kan jou kop oplig. Hy vra vir kind, hoekom hang jou kop aan? Jou kop sal hang, want jy het 'n moord gepleeg. Jou kop, jy lees dat jy met jou kop omhoog hou, en jy kan stap, want jy is 'n koningskind. Amen. Toe ek jong man was, so sê, ouer klas vir my, ek het saamgewerk, pas jy op het, so pa, ek sit so, hy sê, nee broer, nee my broer, lig op jou kop, jy is 'n godsman. Daar vanaf, nee, ek sit die kop in die grond hier. Ek wil sien waar, ek wil observeer hier rondom my. Amen. Hy sê, louter vreugde, wanneer ek allerhande versoekings weerstaan het. Ek voel goed, man. Alle, sister, die verhoeven sister, ja,
Toe mag pastor ons nou soek. Is my pastoor uit. Maar sy saam gaan praat het. Ek preek nou so lekker, jy kan nie met die gesig kykie, sister, want jy het saam gepraat. Daar sit hy hoef, kop in die grond. Want jy het saam gepraat. Maar as ek nie saam gepraat het, ek het dit louter vreugde in my binneste, as ek allerhande versoeking kan weerstaan. Jy voel lekker, man. Jy voel goed, man. Want jy het gewen. Weet jy hoe lekker voel 'n mens? As jou kapiteek afgaan, of jou voel gaan af, en daar kom 'n kapiteek boodskap deur, plus 1000. Here help ons. Plus 2000. Plus, maar zodra minus is, jy. Maar wanneer hy plus daarvoor is, luister, die mooiste van alles is, man, wat het gebeur op Golgotha? Was die kruis 'n minus? Het was 'n plus. So die kruisdood was 'n plus, amen. Die kruisdood was 'n plus. Hy het gemaak dat ons ingaan by die ewige lewe, want dit is 'n plus vir my. Kom ons luister gou wat sê die woord. Dan sê die woord verder, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Hoor wat sê die woord. Die beproeving van julle geloof, ons geloof word moet beproef, en ons wil kyk, is Landie so sterk? Elke dag kom die vyand en dan stoot hy vir Landie. Hy staan Landie, Landie staan. Hy kom môre weer. Ons is dan vastig, dit is onbeweeglik. Hy kom weer. Elke tyd dan wil jy kon stoot om te kyk of jy nog op jou staanplek is. Maar ons is op ons staanplek, amen. Ons dat is maar vir ons ook 'n roel hier om nie. Ons is op ons staanplek, want ons word gewaarsku oor hoe staan jy wanneer jy versoek word. Amen. Hier kom Eva staan daar. Die slang kom nader. Die slang sê vir Eva, is dit so? Die vraag alleen laat jou twyfel. Satan kom nie direk nie. Satan vra, is dit so? Is dit so? Dit is wat Satan doen. Hy wil jou mind afhaal. Is dit so? Dat dit belangrik is om jou maag te beskerm tot by jou huweliks aan? Is dit een... Wat is die van een maag? Satan kom met die type vraag. In die oud-Joodse geloof, dan spreek op die trouwdag gooi hulle 'n wit laken na oor. Nou staan die ma en die pa aan die buitekant, die twee wat getrouwd is gaan in, en hulle het gemeenskap daar binne. Dan vat hy man en hy vrou hy laken, want daar met bloed betrokken is. As daar nie bloed betrokken is nie, dan was hy nie 'n maagd, en hy was ook nie 'n maagd nie, want daar is nie bloed betrokken nie. Dan hardloop in die straat en sê, my kinders was maagde gewees. Hulle het die versoeking. En luister, my verhoudings as versoeking baie kwaai. Want elke aanraak wek emosies. En as jy net vir jou kom bekry, dan is julle in mekaar. Maar wanneer ek die Here dien, dan is daar mos selfbeheersing. Is dit so? Want ek eet en geniet die gees of die vrug van selfbeheersing. Wanneer die versoeking kom, dan het ek selfbeheersing. Want ek het die vrugte hier binne my. Amen. Kom en luister wat sê die woord. Dan sê vers 5 verder, en as iemand van julle wysheid tekort kom, laat hy dit van God bid, wat almal eenvoudig gee, sonder om verwyd, en dit sal aan hom gegee word. As jy wysheid kort kom, dan moet jy bid, sê die Bybel. Want elke ding wat jy voor wonder, is daar antwoord in die woord. Hy sê, as iemand siek is, wat ding maak? Roep die ouderling aan. As iemand wysheid nodig het, bid dit tot die Here. So, elke ding, jou antwoord is waar, in die woord. Omdat jy nie genoeg woord lees nie, het jy nie genoeg antwoorde nie. Jy kan nie net wag vir baas om te kom preekie. Dan wil jy kom Bybel lees nie. Jy moet elke dag, net soos jy kinders sing, lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. Jy kan nie groei as jy nie Bybel lees nie. Jy sal alleen groei wanneer jy die woord lees. Kom ons gaan verder. Dan sê die woord verder, maar hy
jy moet in geloof bid. Sonder om te twyfel. Hoor Suster Miriam, jy moet in geloof bid sonder om te twyfel. Here, ek glo dat u gaan dit voorsien in die naam van Jesus en jy twyfel nie. Woep, want sodra jy begin twyfel, ek wonder of die Here nog gaan gee. Wonder of die Here gaan deurkom. As jy dit nou net gebid, dan is dit soos golwe wat vir jou rondgooi. Wat jou rondtos. Kom ons gaan gou verder. Dan sê die woord verder. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Sodra jy begin twyfel, Eva begin twyfel en wat gebeur? Jy word Eva weggevat. Maar net sy het getwyfel. Toe word sy weggevat. Wanneer jy in gebed gaan glo, man. God gaan vir my uit. Hy kom ons gaan gou verder. Dan kom die woord in die boeke van Matteus, hoofstuk 26 vers 41. Wat sê? Die woord sê, waak en bid, Ja? dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Wat moet ek doen? Ek moet net bid nie. Ek moet ook waak. Hy sê waak en bid, sodat ons in versoeking kom nie. Die versoeking is elke dag, man. Dat kom om en waak en om en bid. As baie mense wat baie net waak maar hulle bid nie. Baie mense wat jy bid maar hulle waak nie. Maar die Bybel sê vanmôre ek en u om en bid en waak. Altyd. Sodat ons in die versoeking kom nie. Want die versoeking is daar. En weet jy hoe mooi kom 'n versoeking? Jy sal lees die weet is 'n versoeking nie. Hy kom so pragtig voor. Ek sal vir jou uitsort. Ek sal vir jou alles gee. Hy versoeking kom so mooi voor. Ja. Maar luister wanneer hy jou gepik het. Is amper soos daar het die oor die slang aan die vensterbank gaan sit het, op 'n koue dag. Toe kry jy die soentjie. Toe hy weer die slang gaan vat daar. Toe pik die slang hom. Maar hy het die slang gevat uit die koue na die warmte toe. Jy kan nie ongeregtigheid of sonde pamperlang of koester nie. Hy gaan jou pik. En as jy gif deur jou gaan, jy gaan sterwe. Amen. Kom ons luister gou wat sê die woord verder. Dan kom die woord in die boeke van Matteus, hoofstuk 6, Wat sê? vers 13. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Lei ons nie in versoeking nie. Here, as ons hy gebed moet bid elke dag. Here, dis hoekom die Jesus leer sy disippels om hy gebed te doen. En hy sê, en lei ons nie in versoeking nie. Met ander woorde, as die Here jou lei, sal die Here nie vir jou sê, kom Christie. Woep ons in die versoeking. As hy die Here kan nog so bly is in hy versoeking. Nie. Jy het al gevra, Here, lei my nie in versoeking nie. Sodra jy in versoeking is, dan kyk Satan, wat gaan sy maak terwyl jy in die versoeking is? Versoeking is goed. Versoeking is goed. Maar jy moet nou kan weer staan. Versoeking gee vir jou krag om vir ander mense te sê dat ek ook op my pad gekom. Ja. Maar ek het hom gebied. Ja. Ek het hom gewen. Amen. So ek het die versoeking weerstaan. My broer sê so iets mooi. Hy sê vir Potifar se vrou, die kleed kan jy maar hou, maar vir my gaan jy nie kry nie. Ja. Sy staan met die kleed in die hand. Sy kan maar die kleed hou, maar vir my gaan jy nie kry nie. Sy wil slaap met Josef, maar Josef sê so iets mag nog nooit gebeur in Israel nie. Ek kan nie slaap met my baas se vrou nie. So iets mag nog nooit gebeur. So Josef was groot gemaak deur sy pa. Nou ek is vanmôre hier, so Josef se pa wat vir julle sê, luister, sê vir die huwelik is 'n sonde. Amen. Wie sê vir ons van my te kan kom sê, ek sê vir u en steel is 'n sonde. Die werke van die vlees is 'n sonde. Maar ons moet elke dag versoek. Maar die mooiste,
as ons hom weerstaan, dan kan ons ook sê, ons is meer as oorwinnaars. Die Christus Jesus, wat ons die krag gee. Amen? Kom ons gaan verder. Amen, dan kom die woord van die Here in die boeke van 1 Korintiërs, hoofstuk 10 vers 13. En dit lees as volg. Wat sê? Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Het julle gehoor? Het julle gehoor? Die meeste van die versoekings, dis hoekom die Here weet, en hy noem iets mooi, hy sê, hy sal ons nie versoek bo kan ons kragte nie. Is dit so? Hy sê, behalwe 'n mens, is daar nie ander goedes wat jy kan bied nie. Want hy weet, as het demoniese goedes is, dan is jy klaar onder die beskerming. Maar, 'n jong man gaat vir jou wil mislei. Nee? 'n jong vrou gaat vir broer Jackie wil mislei. Vlees. Menslik. Wat die Here gaan, Satan gebruik mens, om deur mens te werk om by jou uit te kom. Is dit so? Hier was van ons jong manne gewees, 40 gedien. Kom net so 'n meisie op sy pad. Weg. Ja. Versoeking deur 'n mens. En dan wie kry die skuld? Pastoor. Amen. Die eerste persoon wat hulle skuld gee, pastoor. Die gemeente is hier reggie. Ja. Al hierdie klomp goeders. Want jy wil nou vir jou laat kwaai lyk, maar jy weet waar of jy het versoeking gedryf. Ja, Jy het altijd twee dinge vir versoeking. Opslaag, op die dryf hom. Amen. As jy versoeking gedryf het, moet nie ander mense skuld gee nie. Elke dag is ons in die gym, in 'n geestelike gym. En ons bou wat is spiere? Geloofspiere. Ons bou ons geloofspiere, so wanneer die vyand kom, dan staan ons in die naam van die Here, staan vas en onbeweeglik. Wanneer ons versoek word. Kom en luister wat sê die woord. Dan sê die woord verder, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook 'n uitkoms gee. Hoor u, saam met die versoeking, Amen. gee hy ook wat? Uitkoms. Hy sê dit louter vrede, as jy so deur die versoeking gegaan het, en dan louter dit vrede in jou binneste, want die Here het die uitkoms gegee. Ek het dit gemaak. Toe hy Delilah gekom het, en my wil mislei, toe het ek haar gewen. Sy het miskien gesê, ek gee vir jou alles. Wil jy nie met my slaap nie? Toe sê ons nee. Wat gaat die Here van my dank? Nie vir die mensie, ons is te veel wat die mens, dat is ook mense nou nog stagneer. Hulle gaat te veel oor, wat gaat die mens sê? Ek wil weet, sê, wat gaat die Here van my sê? Kom ons gaan verder. Dan kom die woord van die Here in die boeke van Hebreërs, hoofstuk 2 vers 18. Wat sê? En dit sê die volgende: want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Jesus was self versoek. Nie deur 'n demoon nie. Deur Satan homself In die woestyn. in die woestyn. 3 keer. En dit lyk vir my, ek sien, hoe staan Jesus en Satan. Ek sê, maar met die derde ronde, toe het Jesus vir Satan 'n uitklop hou. En al 3 uitklop is, daar staan geskryf. Daar staan geskryf. So, waarom, as ek my volmaak met die woord, dan gaan ek antwoorde hê, wanneer Satan my kom versoek, want hy is genoeg woord hier binnein. Maar as ek wag vir Pasen vir Sondag, Pasen vir Dinsdag, Pasen vir Woensdag, Pasen vir Donderdag, dan hoe gaan ek dan antwoorde kan gee, as ek in die Bybel self lees? Amen. As
jy 'n kans het, jy dan die Bybel is dan op jou foon, op jou tablet, op jou computer, die Bybel is dan op. Hoekom begin jy nie 'n skrif te lees? En op die einde van die dag maak jy jou vol met die woord. En die Here laat dit per toeval vir jou 'n skrif lees nie. Hy weet dit hy skrif nodig. Yes. Jesus was versoek. Dis hoekom hy vir ons, wanneer ons versoek is, vir ons kan help. Hy sê, moenie waar nie Christie man. Ek was op versoek, Satan, ek het ook my versoek, maar ek het daardeur gekom. En die mooiste van alles is, wanneer toe Jesus klaar versoek was, nee, toe hy gewen het, toe sê die Bybel iets mooi, hy sê, en die engele het gekom, en vir Jesus op die hande gedra, en hom gedien. Die Bybel sê so, die engele het hom gedien. Hoekom dien die engele vir hom? Omdat hy het die duiwel weerstaan. Geen wonder ons engele wil hier sien, naby ons is nie. Maar ons vat ze met die versoeking, woep in die versoeking, woep in die versoeking. Dan leef ons aan, maar die engele wil vir ons help, om in die versoeking moet ons kan weerstaan. Nou vraag maar, waar ons engele? As die engele nie. Wat sê verder? Dan kom die woord van die Here in die boeke van Jakobus, hoofstuk 1 vers 12. Wat sê? Salig is die man wat versoeking verdra. Ja. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Ja. Salig beteken geseënd. As ons, wanneer ons die versoeking verdra en deurgegaan het. As ons het deurgegaan het, sê die Bybel, broertjie, dan kry ons 'n kroon. So ons het die versoeking gewen. Dan kry jy 'n kroon op jou kop. Jy het gewen. My suster, jy wil miskien gebly het vanoggend, maar hier is jou kroon, jy het gewen. Jy wil miskien teruggeskel het, of teruggevloek het vir iemand by die werk, of by die huis. Maar, sy het gewen. Salig is die wat versoeking verdra, want vir hom is haar kroon wat wag. Jy gaat gekroond word, net omdat jy die versoeking gewen het. Kom ons maak klaar. Dan sê vers 13 verder, laat niemand, as hy in versoeking kom en sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Ek wil daarmee afsluit. Die Here versoek nie vir ons nie. En mense kom sê, die Here wat my versoek het, jy hoor die mense getuig so, die Here my versoek. Hoe kan die Here vir jou versoek? Die duiwel is die versoeker. Die duiwel is die versoeker. Die duiwel versoek jou. So ek wil vandag vir u sê, moenie sê as die Here wat my versoek het, dis die duiwel wat jou versoek. Die Here gee jou 'n uitkoms uit die versoeking met. Hoe kan hy jou versoek? Dat is een ding wat ek weet, dat die Here toets jou geloof. Maar hy versoek nie vir jou. Amen. So ek wil vanmorgen vir die gemeente sê, man. Ek wil vanmorgen vir die gemeente sê, die Here versoek jou nie. Hier is die laaste een. Dan sê vers 14 verder, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Hoor gou meer, hoor gou hierse. Elkeen word versoek deur sy eie begeerlikhede. Sy begeer dit. En dan vat hy begeerte vir jou en hy lok vir jou. Want weet men wat beteken lok, nee? Die is jou lekkerkie, die is jou lekkerkie, die kindjie, die is jou lekkerkie, die is jou lekkerkie. Woep, in die toilet, verkrag die kind, alles is voorbij. Die kind was weggelok. So word Satan lok vir ons weg van Jesus af. Eie begeerlikhede. Sal jy nog met die kerkes? Kom na ons toe. Daarvan, praat jy af en so, nou, ons nie. Kom!